I studied a sermon of one of the old 1800 preachers, Charles Spurgeon, and he gave me quite a bit of revelation on death. And, so a part of my sermon, I give him credit, the rest I pumped up for us. Okay. So this is not me being very clever. It's me just also learning something and getting revelation on death. Now, if you look at Ephesians 2, he speaks to the church of Ephesus, the congregation, and he has made alive who were dead in trespasses and sin, in which you walked according to the curse of this world, according to the prince and power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conduced ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and we by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy, because he gave us love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. So we are connected with him in the heavenly places, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. But by grace you have been saved through faith, and that not yourselves, if the gift of God, not of the works, lest anyone could boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. We are created for good works, which God prepared beforehand, and we should walk in them. In Afrikaans sê, en julle is lewend gemaak wat dood was in die sondes. Nou, elkeen van ons, wat hy is vandag, is in die dood ingebore. Jou geestesmens het gelewe in die hemel, maar sodra jou geestesmens 'n liggaam gekry het, en jy gebore is jy dood. Sien julle hier 'n mooi blom? O God. Sien julle 'n mooi blom? Sien julle mooi is hy? Hy's dood. Die dag wat hy gepluk is hy dood. Hierdie blom kan nie meer saad skiet nie. Hierdie blom is dood. Hy's 'n mooi blom, né? Maar hy's dood. Ja, ons ry altyd hier op die berg. Waar is die hikers en die drawers? The most beautiful Proteas. Hier agter die koppie. Waar? Julle bergies weet mos van hulle. Jy kry nie die mooiste Proteas. En elke keer as ons daar omry, is daar altyd 'n kind op 'n perd wat vir sy ma 'n Protea wil pluk. Daai Protea is 100% lewendig tot iemand hom gepluk het, is hy dood. Nou dan het dit af waar daai Protea geplaas word. As hy in water geplaas word, in 'n fles, in 'n koel omstandighede, gaan hy langer mooi bly. Amen. As hy daar in die son gegooi word in die woestyn, gaan hy nie langer mooi bly nie. Nou wat gebeur is, ons is almal dood. Ons is almal dood. We are born into death. It says here, it speaks about the devil, the god of this world. It says, we walked according to the prince of power of this air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom we were once conducted ourselves in lust of flesh, fulfilling the desires of the flesh, of the mind.
and we were by nature children of wrath. So we by nature children of wrath. Ons is gebore, toe ons in die hemelse plekke gemaak is, toe ons lewend, was ons lewend. Toe word ons gepluk en ons word op hierdie aarde geplaas, en ons is dood. Jou geestesmens is dood, jou liggaam lewe, jou siel is lewendig, maar jou geestesmens is dood. En as jy nou byvoorbeeld gaan, en jy vat, nee, daar sit sy. Hulle sit daar dooie mense in die yskas. Nee. Nou, as hy in die yskas is, bly hy verlang mooi. Maar los hom bietjie buite in die son, dan kyk jy wat gebeur. Nou, as ons kyk daar, dis die revelation wat ek gekry het op die skrifte, Jesus, volgens die Bybel, het 3 mense uit die dode uit opgewek. Ek weet nie of anders waarvan hulle praat nie, but he didn't go around and walk over the graves and raise people from the dead. Only once he ascended into heaven, people that were dead were shown. Okay, but in his walk on earth, he only raised 3 people from the dead. Kom ons kyk gou na die eerste ene. Die dogtertjie van Jairus. Now, it says that he took the child by the hand and said to her, Talitha Kumi, which means, little girl, I say to you, arise. And instantly the little girl arose and walked, for she was 12 years old, and they were astonished with a great astonishment. And he strictly warned them that no one should know this. And he said to them, give her something to eat. En hy gryp haar by die hand, en hy sê vir haar, Talitha Kumi. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud, en hulle was uitermate verbaas. En hy sê toe vir die magia ietsie om te eet. Okay, so dit is die eerste kind eerste mens wat Jesus uit die dode opgewek is. Toe is daar 'n weduwee wat 1 seun gehad het. Nou, die seun was nou 'n bietjie ouer. Nou as jy 'n weduwee is, beteken dit, jy het nie meer 'n man nie. En as jy oor 'n sekere tyd is, kan jy nie meer kinders kry nie. So haar kind was al 'n jong man gewees, sy het oor die tyd van kinders kry, die enigste familielid wat sy die lewe het, is dood. Okay, kom ons kyk wat gebeur hierso. Jesus raises the widow's son, and drawing near the gate of the city, even behold, one having died was being carried out, an only son of his mother, and she was a widow, and a considerable crowd of the city was with her. And when the Lord said to her, he had passed on her and said to her, do not weep. And he came and he touched the bier. Dus hulle so draagbaar gehad. Daai dae het hulle nie die mense in 'n kus gesit nie. Hulle het jou op daai army stretchers gesit en hulle het jou gedra. Nou as jy mens mooi kyk, toe stop hy, raak hy die draagbaar aan en hy stop. He touch the bier. Ek weet nie of ek dit reg uit, is nou nie bier wat jy drink nie, hoor? Moet nou nie dwaas raak hier op my in die kerk nie. And the ones who bore him stood still. And he said to the young man, I say to you, arise. Okay? And to the one who was dead sat up again to speak. And he delivered him to his mother. Gee hom terug vir sy moeder. Dan, die volgende ene is Lazarus. Nou Lazarus, mense, dis nou nie die Lazarus, die ryk man Lazarus nie. Hierdie Lazarus was die ryk Lazarus. Hy was 'n gesiene mens en hy het nogal 'n plek gehad in die samelewing. John 11:17 sê, toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En hy sê, en Jesus het, ek kan Engels lees, Jesus, groaning in himself again, he was crying, came to the tomb. This Lazarus was Jesus' friend. And it was a cave, and
a stone lay upon it. And Jesus says, take away the stone. Martha, the sister of him who died, said to him, Lord, by this time he stinks. For the fourth day, for it is the fourth day. Jesus answered her, did I not say you that if you would believe, you would see the glory of God? Then they took away the stone where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me and know that you hear me always. But because of the people who stand by, I said it, so that they may believe that you have sent me. And saying these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come out! And he who had died came out, bound hands and foot with sheets, and his face was bound with a cloth. And Jesus said to him, untie him and let him go. Nou as ons nou kyk na die drie verskillende situasies, nou wat gebeur het, ek was 'n dooie perd, gewoonlik die landry, hy soek altyd dooie diere vir bosvarke, en ek sê vir hom, ek het 2 dooie perde wat gehaal moet word, hy sê, hy soek hulle, hy vat toe die ene, en hy vat nie die ander ene nie, ek dink die ander ene is ook al weg, en die vrou bel my en sê, die perd moet weg, sy lyk nie die dooie perd op haar plaas nie. Nou bel ek vir Jolandre, ek sê vir Jolandre, jy moet nie die perd gaan haal nie, man, die vrou moon. Hy sê, nee oom, die perd is al 4 dae dood, hy vrot al. Hy sien nie kans nie. Yes, dis 'n nare besigheid. Nou besluit ek het dan nie die gereedskap vir die goeders nie, nou maak ek 'n plan. Nou het ek 'n block and tackle, dan dink ek gaan dan maar die perd sleep tot onder 'n boom, met 'n block and tackle op huis, en dan is stadig reverse met my bakkie, maar ek wil dit alleen doen, want sekere goed vra jy nie jou vriende om jou weer te help. Ok, nou dink ek, hoe gaan ek dit nou doen, nou probeer ek nou plan maak, want ek is nie geriek hiervoor nie, en ek beweeg in my bakkie, en nou Jaden, wag oom, ek kom saam, ek sê, is jy seker jy wil saam kom? Nee, ek kom saam. Nou dan party ouens kan jy saamvat, hulle sal met jou oorlog toe gaan, Jaden is een van hulle. Nou kom ek daar by hierdie dooie perd, mense, julle verstaan nie van vrot nie. Dit is wurms, dit is maiers, die jakkals het begin eet, die bosvarke, dit is, nou wil ek vir Jaden ook spaar, dat maak ek met die tou hier so vast, en toubare, begin ek die perd, die papperij hier af. Nou kyk Jaden, oom, die perd het in 2 gebreek. Nou moet jy weer terug reverse, die stop bezigheid wie jy by mekaar maak. Nou soos hier so by die ou black wattleboom, dat is 'n block and tackle. Ons huis die oukie op. Maar maak nie saak, Jaden ons het hard probeer, maar ons het die sop op ons gekry. Maak nie saak hoe hard jy probeer nie, jy kry die sop op jou. Later toe ek die kar klip, toe sien ek hierso is van die man se swart gloves. Die worth, hierso, ek het skoon vergeet van, ek sê, Jaden trek het hierdie goed aan, my block and tackle stink, my touwe stink, my alles stink. Toe het ek hier by die huis, nou moet die ding nog afgehaal word ook. Nou op my bakkie se klap wil nie oopgaan nie, hy haak vast. Daar is stoot ek om met die trekker, wat my touwbaar het, my tralies het gebuig. Dus dan moet net die ding af, en ons hier die bos in, en ons maak die stuk aan 'n boom vast, ons ry, ek het my touw in my blok het, nou soos wat ons ry, hierdie klank volg jou. Hierdie reek volg jou. Nou is ek hier, ek sê, jik, was goed poeier op my bakkie, ek bak 'n drom van water, gooi my touw en my goed daar, en ons is daar besig. En naderhand ons die bakkie redelijk skoon, jy weet, dan het jy jou hand langer.
Hy moet dit doen wat jy sê vir hom. Ek sê, Temba, clean dat bakkie. Okay, sir. Maar ten minste het ek hom al gejik, het ryk, maar is 'n nare besigheid. Maar kom maar vertel ek hier. 'n Dooie mens ryk net so, lyk net so, vrot net so. Okay, so dit is 'n nare plek om 'n mens te kry. Nou kom ons kyk na die dogtertjie van Jairus. Sy was 'n 12-jarige, wie's 12 jaar oud hierso? Nie Gerry nie. Daar's hy. Kewen. Sy 12-jarige meisie, jy weet, ons 'n lekker ouderdom, spontaan. Jy weet, maar sy's dood. Nou as daar was sy lê, sy's nou net dood. Sy's nou net dood. Sy lyk nog pragtig. Sy lyk, haar oë het nog nie heeltemal dof geraak nie, die liggie soos net bietjie af. Daar lê sy nog mooi soos altyd. Sy is nog warm, sy het nog die shape van 'n mens. Daar lê sy pragtig. Sy lyk soos hierdie blommetjie wat gepluk is. Ryk nog mooi, lyk nog mooi, is nog mooi, maar sy's dood. Nou ons word in die dood ingebore. En afhangende van waar hierdie blommetjie geplaas is en watter omstandighede hy geplaas is, hoe beter word daai kind of daai mens se gees gebewaar. Maar soos wat daardie kind ouer raak, begin daai kind wonder oor sonde. Nou as jy begin wonder oor sonde, dan begin daar 'n probleem kom. Dan begin sy dink oor sonde. En partykeer kyk sy na mense wat sonde doen. En dit skrik haar nog af. In die omgewing waarin sy is daar sonde. Nou party mense bring hulle kinders groot in 'n omgewing, in 'n beskermende omgewing, hulle kind se gees is in 'n vrieskas. 'n veilige plek om dit te bewaar. Verstaan? 'n ander kind word gebore in 'n plek waar daar nie krag is nie, waar daar nie yskas is nie, waar die ma en die pa hoereer, drink, en wêreldse lewenswyse. So daai kind wat moet beskerm word, gaan baie vinniger deur rigor mortis, as dit die regte woord is, as 'n kind wat nie beskerm word nie. Maar hierdie kind, sy lyk mooi, sy ryk mooi, sy het nog haar kleertjies aan, sy ryk nog 'n bietjie na perfumepies, maar sy's dood. En die dogtertjie simboliseer die kerkmens. Hy rook jy, hy drink jy, hy sien met pornografie betrokke is. Hy weet al van pornografie, hy rook van drink, hoor van drink, hy weet van rebellie, hy weet van waarsêry, hy weet van al daai goeters, maar is nog nie daar nie. Nog nie betrokke geraak met sonde nie. Die sonde begin so liggies krap. Sy begin as 'n bietjie rebels raak teenoor haar ma. Sy raak bietjie geïrriteerd as pa vra 'n bietjie koffie te maak. Ja, sy ignore 'n bietjie die juffrou. As die juffrou sê moet jy mondeling doen en jou papier saamvat werk skool toe. Daar's van die kinders wat hulle papiere by die huis los. Verstaan, maar sy's nie 'n aaklige mens nie, verstaan? Maar die probleem is, sy is nog steeds dood. Sy is nog steeds dood. Jy kan hoeveel make-up aansit, hoeveel perfume aansit, maar as jy in die spieël kyk, dan weet jy, jy's geestelik dood. Maar op 'n stadium, gaan jy na die volgende fase van die jong man. Gewoonlik van so 'n dag of 2 wat hulle die mense toedraai en balm en wat ook al. Die tyd wat hulle hom graf toe dra, weet jy al dat jong man is dood. Jy weet hy is dood, jy kan sien hy is dood. Né? As hy meisietjie nou net dood gegaan het, jy het al baie keer gesien, dan soen die ma en die pa goodbye. Hierdie jong man op die draagbaar, ons is nou nie meer lus om hom goodbye te soen. Amen. Jy kan sien hy is dood. Hy is besig, die sonde begin manifesteer, die dood begin manifesteer in sy lewe. Goed wat hom bly maak, is goed wat die Satan bly maak. Die goed waarna hy uitsien, is die goed waarna die Satan wil hê hy moet uitsien. Hy is dood. Hy is dood. En dan kom ons by Lazarus.
Lazarus is nou al so vrot. Lazarus is 'n drug addict. Lazarus vloek en skel. Lazarus slaan sy vrou. Lazarus hoereer met ander mans. Die vroue weergawe. Jy kan nie meer wegsteek die feit dat jy dood is nie. Op 'n stadium het jy dit goed weggesteek vir die pastoor, jy het dit goed weggesteek vir jou ma, jy het dit goed weggesteek vir jou juffrou. Naderhand kom jy op 'n stadium wat jou ma, jou pa, die pastoor dink jy's alright, maar jou pelle weet jy begin nou stink. Nou is jy op die draagbaar. Maar op 'n stadium kom jy by daai punt wat jy vrot is. Jy kom by 'n punt wat jy vrot is, dat geen mens eintlik wil jou meer daar hê nie. Daar's party mense wat ek nie wil nooi vir 'n braai nie. Daar's party mense wat ek nie eens wil kerk toe nooi nie. Daar's party mense wat ek nie in my huis wil hê nie. Hy is so vrot. Daar's party mense wat daar instansie toe moet gaan en die Here moet sy siel daar gaan red. Maar ek het 'n verrassing vir u. Jy dink jy is die blommetjie. As daar nie genade is nie, gaan jy die vrot dier wat ontbind wees raak, wat 'n walglik is vir almal. Ek kan onthou, so 'n paar jaar terug het ek gaan nou nie baie name noem nie, gelukkig ken julle die mense nie. Ek het 'n ponykamp en ons het 'n klomp kinders hier oor die berg en ek nooi 'n jong man van die baie se kant af om saam te kom. Hy was al 'n paar keer hier gewees. Daar's toe meisiekinders ook betrokke, jong meisies 12, 13 jaar oud. Jy daai ouderdom wat hulle begin het wonder oor sonde. En terwyl ons nou ry en dinge doen, kom 'n meisie na my toe en sê, "Jesus, ek oom Son, hierdie ouetjie praat van vulgêre goeters." Jy weet, hy begin nou onder die belt met die meisies praat en so. En dit was toe nou die laaste, toe is hy al weg. Sê, nou eers sê julle my. Volgende vakansie kom, sy pa bel my, "John, kan ek met die ouetjie stuur?" Ek sê, "Maar nou jy jou ouetjie net daar, waar hy is." Hy sê, "Hoe kom?" Ek sê, dit en dit. Nadat ek al vir hom gepreek het, nadat hy weet waarvoor ek staan, ek sê, "Jou seun stink." Hy begin ruik. Dit was nie lank daarna nie, toe is dieselfde pa gefire, want hy het twee WhatsApp groepies, ek weet nie of julle ook twee WhatsApp groepies het, calmeisies.com en Angus Bakken. Vir die een lot stuur hulle Angus Bakken en die ander lot stuur hulle vir calmeisies.com. En hy dacht toe, hy stuur die calmeisies op sy calmeisies.com groep, nie dan stuur hy dit op die werk se web, hy stuur dit vir sy vroue baas, die pornografie. En net daar raak hy gefire. Sexual harassment. Die Bybel sê, wat jy die duisternis doen, sal die lig openbaar word. Goed of sleg. Nou verstaan ek hoekom sy kind vrot is. Sy kind is in 'n omgewing gebore, waar hy nie mooi in 'n waas gesit is en opgepas het vir die dag van die Here om wil red nie. Nie almal van ons is daar nie. Baie keer is ons in 'n plek gebore, maar God stuur mense jou pad langs, om jou nader te trek, by jou te trek, naby jou te hou, want daar is nie 'n pa wat jou oppas nie. Die Bybel sê, om te gee vir die weduwees en wese, die Engelse vertaling sê, to care for the widows and the fatherless. That's a reasonable gospel. Maar dan kom jy by die ou, hy is vrot. Maar die versê ding is, hulle al drie is dood. Die een steek het goed weg, die een steek het oppervlakkig vir die pastoor sy ma en sy pa weg, maar dan raak jy op hierdie punt, waar jy nooit kan wegsteek nie. Maar ons is almal doodgebore, jou geestesmens. Jy nou worry julle. Hoe ryk ek? Waar is ek? En die een moet nie meer hoogmoedig wees as die ander ene nie. Ons is almal geestelik dood gebore. Maar die mooie ding is hierso, hy sê, and you have been made alive who were dead. Jy hoef nie daar te bly nie. Die ding is gekrap. Nou as ek kyk nou, kom ons kyk dit gou-gou.
Kom ons kyk net gou hierso. Nou kyk ek na hoe het Jesus die ouens in verskillende fases gehanteer. Hy kom by die dogtertjie wat dood is. Hy kom na die pragtige ou dongetjie man. Hy vat haar aan die hand. Hy sê Talita Kumi. Dogtertjie kom saam met my. En dan vat hy vir haar mamma, dan sê vir die mamma, gee vir ietsie om te eet. Verstaan? Sy is op 'n fase waar sy is nog delikaat, sy is nog nie heeltemal gekorrup nie, sy is nog nie vrot nie, mens kan met haar werk. Sy is dood. Dan kom ons by die een op die draagbaar. Hy raak nie aan die ou nie. Hy raak nie die draagbaar. En hy sê, hey, young man, arise. Hy sê alles wat om te vat nie. Wie van julle gril daarna as jy moet dink jy moet aan 'n dooie mens vat? Ek weet nie, maar ek gril. Ek gril. Maar as jou dogtertjie nou net dood is, gaan jy nie gril om aan haar te vat nie. As my vrou nou net dood is, gaan ek nie gril om aan haar te vat nie. Maar as 'n kind of 'n mens al 'n rukkie dood is, dan gril 'n mens om aan hulle te vat. En Jesus vat aan die draagbaar, hy stop en hy spreek die jongman aan. Hy sê staan op. Dan kom ons by Lazarus. Nou nommer 1, Lazarus is nou in die graf, die steen is al toegerol. Die steen is al toegerol. Selfs Lazarus se suster sê, maar hy het al wurms. Hy stink. Die wurm het al begin eet. En Jesus, hy staan so 'n bietjie terug. And the Bible says, and he cried out with a loud voice, Lazarus, come out here. Nou, ek het al agtergekom in die kerkewêreld, né? As ek by die klein dogtertjie kom, dan sê ek vir, hou op stout wees, hoor? Nie stout wees nie, man. Ok, ek wil hê, jy moet oulik wees, ok, né? Dan voel sy so sleg omdat sy stout is, ek gaan haar best probeer. As ek by die jongman kom, hey Boeta, stop net jou nonsens. Stop het nou. Amen. Stop het nou. Ek is bang om vir die op 'n ou man te skree hierso. Wessel, kom tog net die ding uit. Wie wat sê dan vir my? Moet my nie judge nie. Jy het al gehoor? Moet my nie judge nie. Moet my nie judge nie. Hierdie ou sê, ja, die pastoor judge. Daai ou sê die pastoor is hardheid judge. Maar sag praat het nie gehelp nie. Amen. En ek sit hier met 'n jong man, so rukkie terug, en ek luister na sy storie. Jy weet, maar die jong man stink soos 'n vrotperd, wat 4 dae gelê het in die son. Nee, ek weet hy stink, jy kan sien hy stink, alles omtrent hom stink. Hy stink van sonde, hy stink van ongeregtigheid, en dit is asof hy sy stink like. Nou sê hy vir my pa, as jy weet wat my pa aan my gedoen het. Hy het 'n gun gevat, in die lange kop gesit, en sommer 3 skote in die lank afgeskiet. Dis wat my pa, en dit is hoekom ek is soos ek is. Ek sê nee, stop net daarso. Stop net daarso. Ek sê, toe jy so klein was, toe sê jou pa en ma vir jou, whatever you do, stay away from drugs. Stay away from cigarettes. Stay away from the evil things. And then, what did you do? Jy gaan steel jou pa se sigarette wragtig. Nou toe sê hy vir jou, hey, hou op my sigarette vat, en hou op steel. En toe wat doen jy? Toe gaan steel jy in elk geval, en jy gaan doen drugs. Toe smeek hy jou, hy bid vir jou, hy vat jou kerk toe, en jy wil nog steeds jou drugs en jou diefstal, jou nonsens los nie. Die ouetjie was so, jy kan hulle sien. Maar die kleinste stukkie yster, 'n bout lê in die gras, dan sien hy hom.
scrap metal. Wat scrap metal soek, weet jy, hy soek sy tikfiks. Daai mannetjie loop in die veld, hy val amper van 'n perd af om 'n stuk gebreedte bladvuur op te tel. Hy stink. Toe sê ek vir hom, wat het jy aan jou pa gedoen om op daai punt te kry dat hy 'n geweer langs jou kop moet skiet, dat jy net verdomp wakker skrik. Lazarus, kom uit! Maar jy, Lazarus, het gesê, ek like die graf, ek like die wurms, ek like die dagga, ek like die tik, ek like die hoere, ek like vigse, ek like tibie, ek like al die lekker goeders sê, ek wil jy kom hê! Dan sê jy jou pa is 'n vark. Daai ou se oor so. Nog nooit het iemand van die waarheid vertel nie. Ongelukkig het ek een van daai roepings wat ek maar die vrottes gehaal. En dan wil hy vrottes nie altyd uitkom nie. Dan vertel hulle jou hoe ek hulle geskel. Daai pastoor is 'n man van God, maar hy skree op my. Mense, wat dink jy? As mooi praat jy help jy met mense skree. Wie wil nou skree? Lazarus kom uit. Nou die vraag is, waar is hy vandag? Het jy by die kerk ingeslip? En die heel eerste dag voel jy die teenwoordigheid van God. Nee, en die Here sê, ek wil jou siel red, is jy reg? Wow, jy stap daar uit, dink by jouself, ja, die Here wil my siel red vandag. He wanted to bring life to my spirit man. Jene, ek is nogal gelukkig, hè? Ek is in 'n kerk van mense weergebore kan raak. Ek is 'n kerk waar siele gered word. I'm in a church where by the flick of a finger, Jesus will save my soul. Wat 'n lekker plek om te wees. Dan wonder jy daaroor, ek wonder of Jesus weer daar gewees volgende Sondag. Volgende Sondag is jy daar, kom Jesus. Hey, kom uit. Staan op. Wow, wragtig, het weer gedraai. 4 jaar later, 5 jaar, 10 jaar later, geniet jy die kerk, maar jy nog nooit jou hart vir die Here gegee nie. Jou make-up laat jou mooi lyk, dat hulle nie die wurm sien nie. Jou die ouderend laat jou mooi ryk, dat hulle nie kan ryk jy is dood nie. Maar is jou spirit man, is your spirit alive? Is your spirit alive? Is your spirit alive? Where do you want to go? How far do you want to go? Wat vir my interessant is, dis in die 3de fase van hierdie. Vir die dogtertjie, na sy lewendig gemaak is, gee haar terug vir die moeder, en hy sê vir die moeder, gee haar iets om te eet. So, wat ek so tok vir die ou sê, hy sê, jy force jou kinders skool toe, jy force jou kinders om die hondemis op te tel, jy force jou kinders om die kar te was, jy force jou kinders om te vee, maar as jy by kerk toe kom, force jy nie jou kinders nie. Jy wil nie jou kind in die yskas sit, om hom te preserve vir die dag, wat God sy siel moet red nie. Amen. Ja, maar my maat my kerk toe geforce. Ja, maar jy is gered ten minste. Het jy daarmee vir die honde gegooi nie. Wie, om eerlik te wees, chaps. Matthew, I know it, right? Wie as ek so kerk toe gaan, nie. Het nie dat ek Jesus gehaat het, of die idee van kerk gehaat het nie. Om te fokus was moeilik. Wie dan sit ek en sing hulle, en hulle sing, en dan bid ek dit, Here, til hulle nie nou net klaar kry met die sing nie, dan weet ons is halfpad daar. Dan begin hulle preek, dan sê die ou, ek gaan nou afsluit, dan ek halleluja, Here, dan rek hy dit uit. Jy weet, het voel of ek wil doodgaan in daai kerk. Regtig, dis wat vir my gevoel het.
Nie dat ek nie vir die Here hou nie, nie dat ek nie vir die waarheid hou nie. Dis net hoe ek gevoel het. Ek kan ons dit nie oorkry nie. As jy al mee gaan, as ek so vinnig haal uit, jy kan die mes sê nie. Maar as die dominee my gevra het om te help om die tuin reg te maak, as ek daar, papa. Verstaan? Dit was my tormenting. Maar, weet julle wat? 20 jaar later onthou ek nog hy preke, wat hulle gepreek het, waar ek die omstandighede om te moet stil sit gehad. Ek het nie die kerk gehad, ek het stil sit gehad. Maar ons moes onsself maar dwing. My maat gesê, in die yskas is jy, as jy te gou vrot raak. Want sy wil hê Talita Kumi. En die, hey, jy hier is, kom uit toe, stank ding nie. Sy wil my nie daar voor die Here sit nie. Dit is hoe het is. Matthew, William, force yourself to church, buddy. Force yourself. Force yourself. Force that dead spirit of yours. No, yours is alive already, man. Your dead body. Force it to church so your spirit can become alive. Pas jou kinders op. Ek sê vir die mense, moenie vir jou kind 'n selfoon gee nie. Nie voordat hy 16 is ten minste nie. Ja, maar ek het nie slim as my kind. Ja, jy sal verbaas wees. Hy's klaar uit die yskas in die vrot wêreld in. Ons lewe in 'n tyd waar ons selfone moet hê. Hy's klaar uit die yskas in die vrot wêreld in. Daai foon is besig om sy karakter te vorm. Amen. Johannes, ek trots op julle, hoor. Ek sê, man, wat is Tariq se phone number? Nee, dat is jou phone nie. Maybe die holiday. Verstaan? Want dit is dit. Ek wil my kind in 'n area hou waar ek kan veilig wees. Op die einde van die dag moet ons weet, ons is almal dood. Tot Christus ons lewend gemaak het. The Bible says, if the same spirit that rose Jesus from the dead quickens your mortal body. Dis dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, hulle sterflike liggame lewend maak. Maar hierdie gedeelte in Efesiërs praat van jou sielmens, jou geestesmens. Nou ek tussen die ouens, kyk, ek het die ding so, my maat my nogal geleer van sekere goeters. Maar weet hy, toe ek nou uiteindelik die dooie vrot ding daar agter in die bos weg het en my bakkie skoon het. Toe besluit die honde, hulle rol nou in daai besigheid. Toe ek dink die boek is nou toe. Ek sit in swys, né? Ek nog het daai perd lewendig geraak. Ek sê, Kiewit, waar is jy? Hier kom my hond om die draai. Jy gaan dit weg. Die ding is, ek het nie met baie van daai goede te doen gehad nie. Ek het daai goed, dit was vir my skok gewees, toe ek saam by pelle gaan, klomp pelle, maar hulle was dood. Maar my pelle, ek sê, vra ek jou, waar kry jy die geld? Nee, ek het my ma se beursie uitgesteel. Wie, ek kan nie glo dat kinders geld uit hulle ma se beursies uitsteel nie. Ek sê, het jy die geld uit jou ma se beursie uitgesteel? Ek sê, yes, like, nee. Wat gaan jy nou doen? Jy gaan sweets koop, ok, gee my sweets, ek het die sweets geëet. Ek was soos die hond. Ek het die dooie goed gerol. Ek het saam met die dooie goed gerol. Ek is maar 'n hond. Ek wil nie dood wees nie. Ek is gered, maar ek wil nog steeds met die dooie goed rol. Die ander ene, dan kom ons daar by 'n kafee, ek het nou jou 10 sent of 20 sent. Die ander ene kom met 'n klomp sweets uit. Ek sê, waar kry jy so baie sakgeld? Hy sê, nee, toe die oomie kyk, toe steel ek die sweets. Ek kon nie glo, ek tog as ander mense se kinders. My pelle is 'n klomp diewe. Die ander een kom maar met 'n bier aan. Dink as die eerste keer in my lewe wat ek dronk was, ek het 'n halwe warm bier gedrink. Ek het vir 2 dae geslaap. Verstaan jy? Maar ek is gered, maar ek rol met die honde. As jy rol met die honde, al is jy gered, ryk jy soos 'n hond. As jy weer kyk, nee, wil mense nie regtig met jou iets te doen hê nie. Kom ons kyk, die meisiekie word gesê, mamma, hier is jou kind, voer jou kind. Vat haar kerk toe, gee vir haar die woord van die Here. Gee vir haar die woord van die Here.
Voer jou kind. Ek het haar lewendig gemaak, hierdie kind is op 'n jong ouderdom gewederbaar. She's born again, she's saved, she's alive in Christ Jesus. You better feed her, otherwise she's going to die. Maar ons voer nie ons kinders nie. Nie julle nie, die ander nie. Ek gaan so een stapie verder, waar het ek my preek nou verloor? Ek moet bly ergens gesit. Goed, Jesus, iemand let op in die klas. En die jong man het hy hom aan sy moeder teruggegee. Nou wie is die moeder vandag? Is die bride of Christ, the church. They took the young man and they gave him back to the church. Die moeder teruggegee. Want in die kerk moet hy nou groei. Want hy was dood en dan moet hy terugkom. Hy moet groei. As ons kyk na Lazarus, nou as jy by daai punt kom, dis wat ek nou vir u wil sê. Dis wat ek vir u wil sê. Hy sê, untie him and let him go. Untie him and let him go. Want Lazarus het daar uitgekom soos 'n wurm, vasgebind deur doeke, sy kop is toe. Lazarus kom uit, okay, ek kan probeer, Jesus, ek probeer. Jesus het nie aan hom gevat nie. Hy sê, untie him and let him go. Hy's gebind. Daai ou, onthou hy's lewendig, maar die sting volg hom nog. Hy is 'n alkoholist. Die dag van die Here hom kom haal, kom hy gees om hom te soek. Hy was besig met waarsêry. Hy was 'n kind van die Satan gewees. Die Satan kom soek hom. Hy was besig met hoerery gewees. Hy sit met vigs. Hy sit met TB. Hy sit met gonorrhea. Hy sit met herpes. Hy was 'n drug addict gewees. En hy het geld geleen by die dealers. Hulle soek hulle geld. Jy moet nie dink omdat jy gered is, afslag en sê jy skuld ons nie meer geld nie, ons sien jy's 'n nuwe mens. Now but new creation, the old man has died, I'm a brand new man, that guy's dead. Soek my geld. Jy het 'n pact gehad met die duiwel. Die duiwel gaan op jou keus wees tot die dag wat die Here jou kom haal. Die vraag is, hoe ver wil jy gaan? En dan kom ons op 'n punt wat God ons lewendig gemaak is. Ons is gered. Ons siel is lewend gemaak. Maar ons gaan terug in die sonde en ons rol saam met die honde in die dooie goed. En jy het 'n klein snytjie, ek het hier 'n paar klein snytjies van weld en so. En daar kom 'n kiem daarin en jy kry gangrene. En daai deel van jou liggaam is net so vrot soos daai dooie perd. Waar is jy? Nou is julle almal geworried, julle lyk bekommerd, want nou kom die goeie nuus. Luister nou mooi nou weer. Hy sê, and you have been made alive who were dead in your trespasses and sin, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince and powers of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Nou ek kan nie vandag hier so staan en vir u sê, ek is lewendig gebore nie. Hierdie blom is gevat en is ingeënt in Christus Jesus, en 'n wortel in, en 'n sap in, wat my lewendig maak, en ek kan vrug dra, en ek kan lewe vir ewig. Want I have grafted into the body of Christ. I'm like that little girl, gave back to the mother and said, feed her. And when I've grasped myself into the bride of Christ, I'm part of the body of Christ. I can draw the life again of Christ. As jy die olyfboom, die wilde olyftakkie vat, is hy dood. As jy inend by die makolyfboom, begin hy makolywe dra. Grieves the fruit of the vine. Kyk hier hoe mooi is dit nog verder.
But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, and alive together with Christ. Weet jy dood was in jou sonde, toe jy gestink het soos 'n vrotperd vol maaiers, het God nie 'n bietjie minder lief gewees vir jou nie, en hy sê ek maak jou lewendig in Christus Jesus. Sien julle dit? Ek was 'n vrotvel gewees. Nou is ek lewendig in Christus Jesus. Dankie tog die Here het my gered as 'n jong man. But God, who is rich in mercy, because his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised up together, and made us to sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come we might show exceeding riches of the grace of his kindness towards Jesus Christ. Ja, dit is eintlik mooi as jy daaroor dink. For by the grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Lazarus het nie daar in die graf gesê, Jesus, Jesus, please make me alive again. Sorry, Jesus. Jesus, omdat ek klaar lief was vir Lazarus, het hy gehuil omdat Lazarus daar opgeëindig het, tot lewendig gemaak. For we are his workmanship, created in Jesus, Christ Jesus, for good works. We are not saved by works. We are created for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them, sodat ons vrug kan dra en ons in die goeie werke van Christus kan instap. Amen. Hierdie is 'n diep boodskap, né? Amen. So elke keer as ek begin dink ek's iets, dan weet ek het eintlik maar gestink. As Jesus nie net hierdie draagbaar geraak het, gesê stop 'n bietjie nie, was ek vandag tog dood gewees. En kom maar vertel ek vir u, en dit is waar die punchline kom. In elke geval waar daai 3 mense lewendig gemaak was, het iemand vir God gevra, help my. Help my met my seun. Help met my dogtertjie. Help my met my vriend. Help my met my broer. Save my son. Save my daughter. Save my father. Save my mother. Save my granddad. Julle kinders, julle moet bid vir julle granddads, man. Die almal is gered nie. By elkeen van daai gevalle was daar gebed betrokke, was daar geloof betrokke, en God is gevra red. En ek dink ons as 'n kerk moet weer terugkom op daai plek, dat God begin vra om te red hulle wat om ons is. Prys die Here. Vandag sê die Here, ek het jou mooi opgepas. Jou pastoor het jou mooi opgepas, jou ma het jou mooi opgepas, die familie het jou mooi opgepas, maar is jy weer gebore? Are you born again? En dit is hierdie mooi blommetjie, wat nou gepluk gaan raak, né? Uit die duiwel se hand uit, en ingeënt gaan raak in Christus. Sê Here, ek wil 100% lewendig wees in Christus Jesus. En miskien is jy daai ou wat gesê het, Here, ek het soos die honde gaan rol in stinkplekke. Ek het gangrene opgetel. Melaatsheid. Here, Here, maak my net weer skoon. Lord, just save me. Just save me. If there's anybody this morning that just want to say, Lord, al is jy bietjie jonk en klein vandag, jy by die sondagskool het jy alles gehoor, of jy is 'n tiener, as jy net sê, Here, Here, ek wil nie nog doder gaan nie, Here. Here, red my. Here, Here, wederbaar my siel. As daar enige van u wat vandag in depressie vasgevang is, in vrees vasgevang is, in jaloesie vasgevang is, in
iets vasgevang is wat jy wil loskom, wat daar gangrene in jou lewe is, kom dat ons bid. Die Here sê, deur sy liefde en sy genade sal hy red. Amen. As so iemand is, kom vorentoe vir gebed.